Dit is Dinsdag die 23ste April. Goeiemiddag. Ek het vanoggend 'n gesprek gehoor tussen twee vrouens wat daaroor gaan dat die vrou by op 'n advertensie gereageer het waar sy baba hondjies kan koop. Toe sy uitgaan na die adres toe wat opgegee word en sy klop aan, het die persoon wat daar oopgemaak het vir haar gesê, nee, hier is nie hondjies om na te kyk nie. So, dit was toe nou 'n scam. En in 'n ander geval het 'n vrou 'n deposito betaal op 1 of 2 baba hondjies en toe sy by die adres kom, selfde storie, nee mevrou, hier is nie hondjies om na te kyk nie en die een wat haar deposito ontvang het is natuurlik weg met die geld en kan nêrens gevind word nie. So, ek wil jou tog herinner daaraan om nie sommer net mense te vertrou nie. Ons het so gewoond geraak daaraan om met die moderne manier van kommunikasie, e-mails en WhatsApp spesifiek te kommunikeer en dan die een aan die ander kant te vertrou. En dit is mense wat jou om die bos lei om te glo jy praat regtig met 'n spesifieke hondeteeler of so. So maak seker jy sien die produk met jou eie oë, nie op 'n skermpie van jou foon of jou rekenaar nie. Maak seker die geld beland by die regte persoon en nie in 'n vreemde bankrekening hier iewers in die buitenste ruim wat deur middel van die internet aan jou verskaf word nie. Hulle is orals en hulle is, hoe sê mens nou, volop, dis die woord. Die skelms is volop en dit is nie noodwendig net ander soortige en ander rasse nie, dit is ongelukkig mense van ons eie soort en kultuur ook, wat hierdie skelmgoed doen. Hulle ontvang die geld en jy hoor nooit weer van hulle nie. So op Facebook Marketplace was daar ook al baie gevalle waar mense goed adverteer, dan ontvang hulle die geld en sodra hulle die geld ontvang het, dan hoor jy nooit weer van hulle nie. Hulle verdwyn van die advertensie af, antwoord nie die foon nie, ensovoort. So 2 jaar gelede hier in Appington was daar 'n man en 'n vrou en hulle jong kind wat 'n blyplek gesoek het. En hulle het toe gesien die foto's wat gewys word en hulle het besluit hulle betaal 'n deposito op die plek en hulle het gevra, kan hulle nou na die plek gaan kyk? En die vrou het gesê, ja, hulle kan gaan kyk en toe hulle by die plek aankom, toe is dit ook. Nee, die plek is nie te huur nie, daar is ander mense in die plek. En toe sy nou weer wil vra vir die een wat die geld ontvang het, toe is sy net van die lig af. Sy het 'n vals profielfoto op haar WhatsApp gehad en net nooit weer van gesien of gehoor nie. En dit gebeur gewoonlik baie hartseer met mense wat dit die minste kan bekostig. So ek dink vir die nuwe era van tegnologie en nuwe manier van kommunikasie, het jy 'n nuwe vorm van om nie naïef te wees nie, absoluut nodig. Maak eerder dubbel seker. As iets regtig vir jou bedoel is, dan sal die persoon wat die geld moet ontvang geduldig wag en mooi met jou werk. Ek weet hulle sê first come first served en dan wil jy nou vinnig 'n deposito oorbetaal om seker te maak jy kry iets, maar wees maar eerder versigtig as wat jy later spyt is daaroor. So eintlik is dit waaroor ek vandag met jou wil gesels, nie dit nie, hierdie was nou sommer so terloops gewees, want ek dink dit is nodig om die woord daar buite te sit, en sê dit maar vir jou familie en vriende ook. Kyk, ons kinders dink, as ons sê, ja, jy moet oppas want party video's is nagemaak, dan sê ons kinders, nee, maar 'n mens kan duidelik sien wanneer iets nagemaak is. Partykeer sien 'n mens dit nie. Ek weet die jong kinders is nou baie skerp en so aan om hierdie goed raak te sien en om te weet wanneer iets vals is, maar die klomp bedrieërs raak al hoe slimmer en hulle manier hoe hulle jou benader raak al hoe meer verfynd. So wees maar bedag daarop. Okay, nou, radio roepsein. Vanoggend was daar 'n onderbreking in ons uitsending, ongelukkig. Dis nou weer eens waar tegnologie mense in die steek laat. Glo my, dan voel jou hande nogal afgekap, hoor. Dan wonder jy nou hoe het hulle dit in die ou dae gedoen en sal ons in hierdie moderne tyd en era kan teruggaan na meer basiese maniere toe soos wat dit voorheen gedoen was voor tegnologie. Maar in elk geval, toe het ek nou gesels op 'n Dinsdagoggend na die 10 uur nuus, het ek 'n insetsel wat genoem is, het jy geweet?
Nou, dit is niks vreeslik gecompliseerd of iets waaroor jy hoogs geleerd moet wees nie. Dit is sommer net iets interessant, wat jy dalk nie geweet het nie. Nou, vanoggend se dagboekgedagte vir die dag waarmee ek afgeskop het, was don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. En dit was die woorde van Steve Jobs. Ek herhaal sy woorde, don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Nou, wie is Steve Jobs? Hy is die man wat Apple, hoe sê mens nou, invent het, of uitgevind het, of geskryf het. En daar's 'n paar goed van hom wat 'n mens, wat jy dalk nie geweet het nie. Nou, hy val in dieselfde kategorie as wat Bill Gates is, en Mark Zuckerberg, en kom ons sê nou maar Elon Musk, né? Of wie is die ou van Amazon? Sy naam ontglip my nou, maar in elk geval, Steve Jobs val in daai groepering van mense. Met ander woorde, skatryk, né? Nou, as mens hoor van sulke suksesvolle mense, soos byvoorbeeld Steve Jobs, wat nou Apple geskryf en daar gestel het, dan dink jy, mense is geneig om te dink, of dis wat ek geneig is om te dink, is dat alles in daai persoon se lewe is 100%. Nou, dit is nie die geval nie, want het jy geweet dat Steve Jobs was 'n aangenome kind, nie sy eie ouers het hom nie groot gemaak nie. Hy het nie sy college studies voltooi nie, soos wat baie mense nie hulle studies voltooi nie. Dan het hy sommer net vir interessantheidsonthaalwe 'n skilpad nek begin dra, of dan nou die polo nek, so swart hemp, omdat sy werknemers nie die werksuniforms wou dra nie. So hy het nogal 'n fashion statement gemaak ook so in sy lewe, sonder, ek dink nie hy het probeer om dit te doen nie, dit het sommer net outomaties gebeur. Dan, hy het nie noodwendig die tegnologiese vaardighede gehad, soos wat 'n mens sou verwag nie. Sy vroegste rekenaar is onlangs vir $500,000 opgeveil. Hy was eens uit die Apple maatskappy uit afgedank. En dan natuurlik was hy op Forbes se rykste mense in die wêreldlys op die ouderdom van 25. So ek het nou vinnig deur die punte gegaan van Steve Jobs, en nou sal ek stil staan by elkeen, oor wat ek nou gesê het, dat 'n mens aanneem sulke hoogs suksesvolle mense, dat alles in hulle lewe outomaties reg is. So, daar was 'n motiveringsspreker wat eendag vir die mense in sy gehoor, gevra het, hoe meet jy rykdom? En hy vra toe die vraag, dink julle Steve Jobs is ryk? En die mense lag toe en hulle sê, ja, nee, hy is skatryk. En in daardie stadium met Steve Jobs was hy onlangs gediagnoseer met pankreaskanker. Toe vra die motiveringsspreker vir die gehoor, wie van julle almal hier het 'n gesonde pankreas? En toe steek almal hulle hande op. En toe sê hy, maar besef jy dan dat jy eintlik ryker is as wat Steve Jobs is? Want daar is nie genesing vir pankreaskanker nie, en mense tyd op aarde is baie beperk as jy eers pankreaskanker het. En dit het toe nou dadelik die gehoor eintlik tot stilte gebring, en dat hulle besef het dat dit hang af waaraan jy jou sukses meet. Rykdom is nie noodwendig te doen net met wat geld kan koop nie. So, as jy al klaar kan sê dat jy deur jou eie ouers grootgemaak is, of dat jy met liefde en versorging grootgemaak is, dit maak nou nie saak of dit aanneem ouers is nie, dan het jy al klaar 'n kommoditeit, wil ek dit nou noem, waaroor jy beskik, waaroor daar baie mense is wat nie daaroor beskik, daar is baie mense wat nie daaroor beskik nie. So dit dan nou in terme van rykdom. Maar, as jy nou dink aan iemand soos Steve Jobs of Elon Musk, soos ek sê, mense het baie kere die perspektief dat daai mense, alles in hulle lewe is reg. Hulle het 'n mooi kar, hulle het 'n mooi huis, alles is betaal, hulle klap met hulle vingers en die dinge gebeur, want hulle het mos nou baie opsies, want hulle het baie geld. Maar so 'n persoon is dalk gebroke op 'n of ander vlak, wat geld nie kan regmaak nie. So, jy moet nie onsuksesvol voel, of
net soos wat is die Afrikaans nou vir peasant, as jy net sommer net 'n gewone pleb is, teenoor iemand wat so iets besonders bereik het, byvoorbeeld so Steve Jobs nie. Want hy het nou weer ander dinge in sy lewe wat in gebreke is, wat dalk nie in jou lewe in gebreke is nie. So dit is ook maar net 'n perspektief wat 'n mens het oor mense. Daar's mense wat regtig oor alles beskik wat geld kan koop, wat ander forme van seer en wonde het wat geld nie kan regmaak nie, wat jy dalk nou weer vanselfsprekend aanvaar. Hulle aanvaar hulle baie geld vanselfsprekend en hulle wens nou weer dat hierdie sielswonde of siekte wat geld nie kan gesond maak nie, hulle wens nou weer dit uit hulle lewe uit weg. Maar dit geld ook vir gewone mense, soos as daar die opsigtelike skatryk mense of suksesvolle mense in jou woonbuurt of in jou dorp of jou stad is, en jy kyk hulle so agterna en jy dink, wauw, hulle het dit daarom hoor. Jy weet nooit, miskien kyk daai mense na jou en dink, wauw, jy het dit, wat hulle graag sal wil hê. So ek wil dit graag net met jou bespreek vanoggend of vanaand, as ek die video op YouTube sit, dat niemand sy lewe so perfek is soos wat dit dalk mag lyk nie. En 'n mens kry ook met mense te doen in verskillende seisoene van hulle lewe. Miskien het 'n persoon deur 'n bitter moeilike tyd gegaan om in hierdie makliker stadium van hulle lewe te kom wat ander mense van hulle beny, maar jy weet nie waardeur hulle gegaan het om daar te kom nie. So ja, dit is hoe ek graag sou wil hê, jy moet na dinge kyk, ek moet myself ook gereeld daaraan herinner. Onthou baie van die video's wat ek maak, praat ek eintlik net met myself. Dit is goed waaroor ek nadink en oor wonder en so aan. En dit stel net vir mense goed in perspektief, dat jy dit sien soos in 3D, want nie alles is altyd soos wat dit vir jou mag lyk nie. Dit is dalk heeltemal 'n ander storie. Ons sien net 'n baie klein deeltjie van ander mense se lewens. Dit wat hulle eintlik bereid is om vir ons te wys. So ja, dit was dan nou Steve Jobs, die onderwerp. En moenie mense vertrou op die internet, aan wie jy moet geld oorbetaal, voordat jy 'n produk self gesien het, of in jou hande gehou het, of 'n vorm van sekerheid het, dat jy dit wel sal kry nie. Goed, ek gesels binnekort weer met jou. Mooi aand.